Goeienaand almal. Ja, Saterdag aand, braaityd, lekker ontspanning, see in die agtergrond, julle kan dit seker hoor. Pypie. Lekker. Ek was vandag by die Nikomelandse Sportdag gewees. Was 'n reunie gewees, spesifiek weet ek van die ouens wat 20 jaar uit die skool is. Het was lekker om die mense te sien. En ja, mense onthou nie al die name van nie. Party gesigte het verander. Ander is ouers nou intussen geword van die skool, so wat ek daarom op 'n reëlmaat sien. En my ver laat dink aan my eie skooltyd. Ek het ongelukkig helaas kon ek nog nooit 'n skoolreunie bywoon nie. Dit is te ver van waar ek bly. En ja, mense het ander verpligtinge as jy onderwys is, dis nie altyd moeilik om weg te glip nie. Maar ek het gesien die ouens het dit geniet. Was lekker. En dit is lekker as die mense na jou toe kom en jou kom groet, en party haal die heuningkwas uit en hulle smeer royaal. Maar dit het my goed laat voel. Ek het agtergekom, ja, iewers het ek 'n rol in party mense se lewens gespeel en hulle dit ook met waardering teenoor my oorgedra. En ek waardeer dit, want dit beteken vir my iets, vir my mens wees. Want maak nie 'n fout nie, mens, ek as onderwyser het maar baie keer oordeelsfoute gemaak. Ek hoop nie ek het te veel skade aangerig nie. Maar ja, die ou lewe. In ieder geval, ek het nou gewonder waaroor gaan ek nou vanaand gesels. En toe besef ek, jy weet, as jy so kyk na die kinders, daar was 'n broers en susters ook gewees, en so, jy sien die trekke tussen die mense, en dan wonder ek baie keer, wie die ou, kyk die gesig, lyk nes die pa, of die een lyk nes die ma, daai een het die oë van die pa, daai een, goed man, die houding, die alles. En toe sit ek wonder ek nou in my eie situasie, nou wie aard ek nou eintlik? Aard ek nou na my pa, lyk ek na my pa? Ja, seker hiervandaan af onder toe lyk ek seker soos pa. En nou as jy my broer en my suster langs my sit, dan kan jy die ooreenkoms, dan gaan jy sê, okay, nee, wag, hier is bloedlyne, die manne hoort by mekaar. Maar as jy ons apart sit, dan gaan jy glad nie ons by mekaar kry nie. En in elk geval, maar ek dink ons is nogal 'n goeie kombinasie van ons ouers. My ma en my pa is helaas nou nie meer met ons nie, hulle is nou al saliger. En soveel mooi herinneringe, en verlang baie daar. En ja, mense loop nie daarmee te koop nie, maar party daar is dit swaar. Mens jy net, kan ons nie net nog een keer 'n bietjie gesels nie. Maar in elk geval, en jy sit te wonder ek nou wie aard ons 3 kinders? Nou ek dink my broer Jan het baie van my pa en van my oupa Jan Bian se ek wil nou nie sê sy nikke nie, maar sy geaardheid, ja, dis die woord, geaardheid. Sissie is 'n goeie kombinasie van pa en ma, maar ek is uit en uit my ma se kind. Kyk, dit het nou al so geraak, dat my seun Christian op 'n stadium vir my gesê, pa klink nou net soos ouma Ansie. Dan dink ek, herder, wat bedoel hy? Maar in elk geval, dit is my voorreg om soos my ma te wees. My ma was 'n dame, ma het geglo daaraan, jy moet jou versorg, jy moet vir jou netjies aantrek. En daar is soveel dinge wat ek van haar kan sê. Maar kom ek begin by die begin. My ma en my pa het mekaar ontmoet by 'n dans, en ek dink ek is nie seker of dit by 'n troue was, en nou sommer daar die klop jong mense wat by mekaar gekom het, daar by Karos. En toe pa het haar oog gevang, en sy het sy oog ook gevang, en pa het toe gegaan, en klaarblyklik loop die storie, toe daar
Hy het vir 'n ander ou gesê, luister, kan ek asseblief eerste kaas kry, maar net met daai girl te dans, ek moet net met haar dans, jy kan nou met haar dans. Nee, dit is reg so, en pa het haar gedans en hy het haar voete onder haar uitgedans. My ma was 'n baie mooi jong meisie. Pa was 'n dashing man. My pa was so flippend aantreklik. Ek kan nou nog van sy foto kyk en dink ek, "Jesus pa, gewone maat geval vir jou. Jy is so flippend aantreklik." En maar 21 was en pa so net so pas 25 of amper 25, toe is die tweeetjies getroud en dit was 'n baie gelukkige huwelik. En ek het my opwagting, pa is in 14 Desember 1957 getroud, ek het aangekom in Januarie 61. Nou pa, ma het hulle huwelikslewe op Karos begin, pa was daar 'n onderwyser, hy het in 1957 daar begin skole, 56 het pa daar begin skole in einde 57, toe hulle twee getroud. En, maar hulle het mekaar goed verstaan, albei boerkinders, oupa Jan, riviererf, oupa Christian, 'n riviererf, so daar's baie raakpunte gewees. Ek het op 'n stadium vir my pa gevra, nou hoe het hy nou gemaak dat hy nou by ma uitkom? Ek was oupa nie onwillig gewees om nou 'n jong man toe te laat by sy dogter en so. Toe sê pa, nee, hy het 'n plan gehad. Toe sê, wat was die plan? Hy sê, nee, hy het gegaan, hy het geweet, hy gaan nou eers by oom Jannie kuier. So dan kuier hy by oom Jannie en dan kyk hy die girl uit. En nou ja, in geval so, en so het pa hof gemaak. Pa het hof gemaak via oupa Jan. In geval, en toe is hulle nou uiteindelik getroud en pa was onderwyser op Karos by Hoërskool Kona. En toe in 61 kom ek daar aan en in 1962 toe verkas ons Stella. Daar is iets wat ek van ma onthou in die tyd van Stella en juist omdat ek ook foto's het, is altyd vroulik. My ma het nooit verslons gelyk nie. As ma in die oggend opgestaan het tot op haar ou dag, word die gesig, die dingetjies aangesit en bietjie soort van, ma het altyd lekker geryk, sy het altyd van mooi aangetrek en ma het 'n renons gehad in plakkies, jy dra mooi netjies se sandale of 'n hofskoentjie en sykouse. My ma het elke dag van haar lewe het sy sykouse gedra. Jy kan dit nie glo nie. En tot hier op die een wat sy in die ou tyd sy sykouse moet aan. Sy wil nie net die skoene aantrek nie, sykouse. In 'n geval. En maar so het ek my ma geleer ken. Sy was 'n gasvrou 1000. Sy het haar huis mooi gemaak. Ma was synig geweest. Sy het nie maklik geld uitgegee nie. Maar ek onthou kere wat sy wel vir my pa gevra het. Ma het vir pa op 'n pedestal gesit. Pa was die hoof van die huis en ma het hom ook so behandel. Sy het hom eintlik flippend bederf. Dit moet ek nou eerlik sê. Maar sy het haar partytjie 'n bietjie, sy het nie altyd soort van vir pa 'n bietjie aangevat wanneer ek nou gedink het, "Jessie maar, nou moet maar daar seker bietjie ietsie sê." Ma het mooi stil en rustig gewees. Ma het geglo, pa vat leiding, pa is die hoof van die huis. Pa sal sê as iets moet gebeur. En ja, is natuurlik nou nie meer 'n moderne in die moderne tye is dit nou nie regtig nie. Maar toe soos my ma groot gemaak is. Jy's 'n huisvrou, jy staan jou man by, jy ondersteun hom, jy hou sy hande hoog. Maar in elk geval toe van Stella af is ons Sietersdal toe, my pa het vir my ma die mooiste meubels laat maak, Mboya hout meubels. In 1969 toe ons op Sietersdal kom, is daai huis uitgerus, slaapkamers, eetkamer, sitkamer, daar is sideboards, daar is tafels, daar is alles. Pa het kontant betaal. My pa was net so syne. Pa het sy geld is baie mooi omgedraai. Pa het nie gemors met geld. In elk geval so, en ma kon kies hoe sy haar meubels wil hê. En die ontwerp en al die goed. Ek sal nooit vergeet dat daar was 'n groot hout meubelmakery op Woolsley. En die meubels is daar gemaak. Mboya hout, né? Alles Mboya hout. Dit is 'n bloody dierhout, hoor. In elk geval. En nou ja, ma het haar rol as vrou van die skoolhof, het sy met
absoluut nie. Grasie vervul. Sy het my pa, sy het hom nooit teleurgestel nie, maar my pa was baie trots op my ma. En sy het altyd mooi gelyk. En ma was sag geweest. Ma het nie eintlik geraas nie. Maar ek onthou op 'n stadium moes ma bietjie die rol van 'n pa vervul, want in die kwartaal wat my pa intussen die inspektoraat gekry het, toe sy dan vir 'n kwartaal alreeds op Wes en ek en ma sit nog, en my sussie het die toe intussen aangekom, en ons sit in Citrusdal vir 'n kwartaal, en in daai kwartaal het ek bitterstout gewees. Ek het 'n kind met 'n klip gegooi. Ek weet wat ek alles gedoen het. En ek onthou my ma het vir my pak slag, hierdie blou liniale wat ons by Old Mutual gekry het, partytjie was dit nog so groen is. Maar ma het my eendag geslaan oor daai bly die klip wat ek gegooi het. Maar ek het nie gesê die kind moet onder die klip in 'n hardloop nie. Ek gooi so vrot en elendig. Die kind hol so intoe en ek gooi die klip daai kant en toe besluit die kind hy wil nou nie meer daai kant hol en toe hol hy nou hier reg en ek sien hy hol onder die klip in. En dis net bloed. Nou weet jy, my kop wond is mos nou nie die seerste wond nie, maar vet weet hy mos nie opbloei nie. En iemand het natuurlik gesien en ek het gelaat spade, ek het weggehol. Maar ek moes op 'n stadium by so, ek sal nooit vergeet, die ma het geslaan, ek krioelie op die grond, ek skrou en ek is hier om die bokse en ma slaan. Ja, gewoon, dit was een van die pak slaas wat my ma vir my gegee het. En ek onthou 'n ander een, voet op, sy het daar vrek geskrik hoor. Op by Stella, by die koshuis, hulle het verfwerk gedoen. En my pa het vir die mense gesê, as jy klaar geverf het, vat die leer weg. Hier's jong kinders in die koshuis, ek wil nie hê die kinders moet daar opklip nie. In elk geval, so los hulle die leer, en daai leer staan tot by die boonste verdieping, teen die dak. En ek is toe so 4 jaar. En dit is nou lekker, en ek begin klim, en ek klim. Op 'n stadium kom my ma uit die woonstel uit in die vierkant van die koshuis, maar nou die koshuis gaan so bo oor die vierkant, so in geval. En my ma en ek sê, wat? En sy begin te skrou, en sy, in die geval, en ek kan nie verstaan nie, maar waar sit ek, toe's ek al bo op die dak, ek sit voetjies netjies in die geet, en hallo mama, ek onthou, my ma het gegil, en iemand moes al gehoor, toe kom die oom Potgieter, as ek nooit vergeet nie, iemand hou die leer vas, en oom Potgieter klim op, en hy kom haal my, en ek sal nooit vergeet he, en hy het my so onder die blad, en hy gee vir my so vir my ma, en ma begin slaan, en ma huil, sy vrek geskrik, sy sit met my narend op in die sitkamer op die, sy slaan, my pa kom daar en sê, Anna, hou op die kind te slaan, en ma het vrek geskrik, ja, gewoon, dit is nou basies die 2 pakke slaas wat ek onthou wat my ma my toegedien het. En ja, ek dink ek het al 2 verdien. Nou in elk geval, en nou ja, tussen is Beaufort West toe, en tussen my boetie het aangekom, ma was maar baie geoccupeerd deur die 2 jonges, en wat hulle is heel wat na my gewees. Ja, een van die hardste dinge wat my ma moes beleef was om 'n kind af te staan aan die dood. Die sistertjie wat na my is, dit was vir haar 'n verskriklike ding gewees. Sy was nog nie eens, ek dink my ma was op 28, het sy haar kind aan die dood afgestaan, en dis iets wat jy vir geen mens toewens nie, en ma swaar gehad. Ek sal nooit vergeet nie, in 1978, dit het, my sussie is oorlede in September 1967, en ma het in rou gegaan, en op 'n stadium het die dokter vir my pa gesê, nou vat jy jou vrou, jy vat haar weg, heeltemal weg van familie af, weg van omstandighede waar hy enigstens kan raak, iets wat haar aandag op 'n ander plek kan sit. En toe het my pa besluit, okay, hy gaan my ma nou oor see vat. Nou ek dink die oorseese ganery het vir hulle 2 saam met R800 gekos, die 2 saam.
So is hulle toe nou oor see. En as jy die foto's sien van daardie tyd, dan staan die mooie jong vrou, netjies inrou in swart klere, met 'n wit gehekelde kragie, hare mooi gedoen, donker sykouse, swart skoentjies. Ja, dis my maat swaar gehad. Maar in elk geval. En nou ja, toe in die 70e jare is ons toe natuurlik nou by Wes toe, en ma is toe 'n vrou van 'n inspekteur, en sy het ook nou maar in sekere kringe beweeg, om wat die status van 'n inspekteursvrou, wil ek amper sê, dan nou verwerdig. Maar my ma was nooit was nie 'n hoogmoedige mensie. Sy was baie sagmoedig. Sy was 'n nie 'n hooghartige mensie. Sy het graag vir mense gehelp. Sy het haar rol in die kerk vervul. Sy het skoor gesing, en as daar op haar nommer gedruk word en sy kon, met die twee kleintjies was sy natuurlik nog partykeer maar bietjie moeilik, maar in elk geval maar het haar kant gedrink. En nou ek sal nooit vergeet nie. Ons het 'n hond gehad. Die hond se naam was Buks. En een aand is by Paale, toe gaan hulle na 'n onthaal toe in Denee. So een keer in die jaar was daar altyd 'n Denee in die dorp, en alles en almal wat iets is of niks is, het na die Denee toe gegaan, en dan is dit formeel, jy trek jou netjies aan paas, gekolle en getaai, 'n ma lyk soos 'n prinses, maar die spesifieke aand, toe sy nou 'n mooi wit blouse man, en dit is nou die valletjies, en dit is die moukies, en dit is nou alles by mekaar gevat, en maat, en borspeltjie, dingetjie, en die vet, weet wat, alles, en die hare is gedoen, sy was nou in die middag by die haarsalon, en dan so 'n lang swart skirt, want toe, nou moet ma uitkom by die agterdeur, en om die vrek, of Buks haar wil toelaat om uit te kom, en plak, joh, is ma haar voet, dan blak, ons het so gelag, maar my ma was so kwaad vir die bloody hond, wat vir haar blaf, dis dan die hond wat sy nou met die hand groot gemaak, en nou die blaf die hond van, want het sien haar, in die gewaad, en nou ja, en toe trek ons nou, uiteindelik Moreesburg toe, en daar het my ma en my pa baie gelukkige jare gehad. Maar nou wil ek julle een en ander vertel van my ma. Sy kon baie snaaks wees. Van die staakies wat ek onthou, is goeders wat sy gesê het, maar ek weet sy nie self wat sy eintlik sê nie. Sy het eendag, hulle het altyd gaan kamp, Desembers, kamp met Paale, by Strandfontein, daar by Loetsville. En dan het ma, nou sy het daar kamp goed is gereed gekry, die karavaan is gepak, sy en pa het gepak, en die kossies is gekoop, en die lysies is gemaak, en also. En toe hulle nou uiteindelik by die kampplek kom, en dan moet jy jou elektrische dinge inskakel, jy het 'n koorde wat jy nou maar het, want daar is elke karavaan staanplek het 'n soort van sy contrapsie, wat hy, sy elektrische punte, en toe blykbaar pa die tou trek, en die prop, die plak, sleep in die grond, toe sê sy vir pa, pas op, sy nippels sleep in die grond, en dan van toe af praat is altyd van die plak met hulle nippels, en een dag was hulle ook by 'n troue gewees, en dit was die tyd gewees wat hierdie breë sierbelde wat die vrouens so gedra het, met die groot bakkels, sulke koperbakkels, all shapes and sizes, en toe is hulle by 'n troue, en nou is daar 'n tannie op die dansvloer, hoor, maar die ou anti-skoffel, dit gaan net lekker, en as dit op skiep en jamp, en dan wip die bakkel nou so, maar die bakkel, die belde het hulle dikwels so 'n bietjie laag gedra, is nie styf gevat, hy is net 'n versiering, en terwyl die ding is op, nou vra ma vir pa, Bokkie, nou wie's daai vrou wat daar dans, nou vra pa, nou van watter vrou praat jy? Sy sê daai een wat die bakkel so kap op haar kaplaks. So, ja, kaplaks. Nou weet julle wat is 'n kaplaks, né? Ja, en dan het maar 'n ander ding gehad, sy het altyd sy kouse gedra.
hoopolvye, jy kon maar deur 'n ring trek. Maak nie saak, as hy dorp toe gaan, trek sy vir haar netjies aan. En in elk geval so gebeur dit, dan as daar mense kom, en in die oggend dan sit maar klaar gesig op, sy trek vir haar netjies aan, maar dan trek sy pantoffels aan, binne in die huis. En daai oomblik as daai deur se klokkie lui, pantoffeltjies uit, hoopolvytjies in, want dit staan alles by mekaar, netjies in die kas, dan gaan madam, dan maak sy oop. Dan sê die vrou, Ansie, jy lyk altyd so mooi, dan staan Ansie daar so asof sy uitgaan. Maar ma was altyd reg. Altyd mooi aangetrek. Dis wat ek van haar sal onthou. In elk geval, en ma het graag behoort aan dinge. Sy het aan die boekklub behoort, die leeskring. Sy het in die kerk, het sy by die bazaars, het sy aan kant gebring. Sy het by die kerkkoor gesing, blomme gedoen, en verskriklik graag blomme gedoen. En sy het 'n oog gehad, sy kon die ding mooi doen, maar so gebeur het dit eendag. Ek sal nooit vergeet nie, daar was 'n troue gewees en die onthaal is toe in die munisipale staal, die stadsaal. Baie mooi saal, pragtig. En mooi verhoog, groot verhoog, en dan het hy nou so die floodlights hier so, wat so op die rand van die verhoog, is net so effentjies ingebed lê hulle, en dan as die akteurs of wie ook al nou speel, dan skyn die ligte hier nou van onder af, maar hy loop so met 'n lippie af. So jy moet versigtig trap, dat jy nou nie gly en glip nie. In elk geval, en so ma doen toe nou blomme, sy help vir tannie Juliana, beste foto, sy is ook al salig, baie vroeg oorlede, in haar vroeg 40's. Maar in elk geval, en ma help vir tannie Juliana, en dan die blommetjies nou ingesit, en dan is die loof, en is nou die blom, en daai blom, en so kom, en ma het ook al haar contrapties gehad, en potte, en weet wat alles. In elk geval, ma kon baie mooi blomme doen, regtig waar. En maar in elk geval, so staan sy toe nou, kyk sy nou, jy weet, as die middelpunt nou reg, en as dit nou reg is, daai nou reg, maar doen dit natuurlik nou in hoopolvye, né? In elk geval. En toe sy nou so terug staan, om te kyk, is die vorm nou reg, trap sy op daai afdraaientjie wat na die floodlights toe gaan, aan die vloedligte. Mense, en ma slaan daar, sy slaan somersault gat oor kop van daai verhoog af. Want so kon sy haarself weer balanseer met die hoopolvy. Sy val onder die verhoog, sy val in plastiekpot, emmer, des merdes, en sy kom en sy gooi haar arm, val op die vloer, sy breek haar pols. Toe sy bykom, toe hang hier 2-3 blomme stele hier op die kop van voet af. Sy het so seer geval, mors af, gebreek. In elk geval, en tannie Juliana is hulle toestand, en dit is nou dokter toe, en ma het seer, en hulle, maar in elk geval, dus kom huis toe, arm, ma het geval, arm is gespak, en gips, en kan omtrent nie beweeg nie, en dis die pyn, my kind. In elk geval, nie lang daarna nie, so 'n dag of 2 daarna, kom tannie Juliana, met 'n skaap, geslagte skaap, en netjies verpak en al so, voel so sleg, want ma het dit nou uit liefde vir haar gedoen, maar hy niks hy van die verhoog af, kry ons 'n skaappersent. Sê pa, hy wil net weet, ons moet nou net hoor of daar nie nog mense is wat nog blomme gedoen wil hê nie, want ons het vleis nodig, ons soek nog skaap. In elk geval, dis 'n ou spotterasietjie, die arm en darm baie mooi geheel, en ons het maar sy been getrek oor die blomme, en in elk geval, maar so in dieselfde proses, eendag het iemand toe nou vir haar blomme gebring, en ek kan blomme waardeer, ek hou van mooi dinge, ek hou van die natuur, ek hou van 'n mooi tuin, maar ek wil nie self daarmee werk nie, jy weet. Maar in elk geval, hier kom 'n tannie met die mooiste aronskelke,
varkore, dink ek, varkore. En die tannie gaan en sy sit dit daar in die agterste zink, en maar sy sê nou vir ma sy dit, en ma lê nou, en toe besluit ma nee, maar die goed moet nou in 'n pot kom, roep vir my. Sê Boetie, jy moet nou kyk, tannie so en so het nou blomme gebring, maar mamma wil nie hê dit moet nou daar wees, ek is bang dit gaan nou af. En jy moet nou daai pot vat, en dan moet jy dit nou staan maak nou daar, en dan sit net vir my die goed in. Ag, herder mense. Nou moet ek moet nou blomme doen. Ek weet nie wat ek moet doen nie, ek weet nie, die goed moet in die nonse pot kom. In elk geval. Dan sit ek die goed in, net so daar ek die pot wil los, dan wil die pot vooroor val. Dan sit ek die goed daar, wil die pot hierdie kant in. Ek is al so gatvol. Maar in elk geval, uiteindelik is die goedes in en alles staan, en ek staan toe nou ook nou terug en kyk. Sê nee, herder, dit lyk lelik, en dit lyk glad nie reg, draai die pot om, pragtig, die agterkant is baie mooier as die voorkant, gaan deur sit, en ma was so in haar skik gewees, met haar seun wat so mooi blomme doen, ek dink dit is my enigste keer wat ek ooit blomme gedoen het, maar iewers was daar 'n sukses. En maar in elk geval, ma was baie lief vir haar suster, tannie Maggie, en ja, tannie Maggie, my ma se suster, jongste sussie, enigste suster, in elk geval. En maar weet julle, met die tyd het die tyd aangestap, my ouers het ouer geword, en ma het al hoe meer afhanklik van pa geword. En nou moet pa haar vat na haar verenigings toe. En dan raak pa geïrriteerd. Hy sê aan my kind, as ek nou daar kom, dan word ek nou ingenooi, ek moet nou ook kom tee drink en kom koffie drink. Hy sê, dan sit ek dan, as ek nou die enigste mansmens is, 'n klomp meisiemense. Hy sê, nou altyd met 'n skinder net, en nou moet ek dit aanhoor. En so die wrywing wat daar gekom het in daai huwelik is van, papa, jy wil ook net nooit saam met my iets doen, en want as ek weet nie, herre my vrou, julle is net klomp meisiemense by mekaar, wat het ek nou met jou boeklesery te doen, en. So, dit is om 'n goedige gestryery, maar hulle was baie lief vir mekaar. My ma was baie lief vir my pa, en my pa het haar so mooi behandel, hy het haar beskerm, hy was haar beskermer, pa het aan ma waardigheid gegee, en ma het pa se arms gesterk, sy het vir hom krag gegee. Dit was 'n wederwysige werking. Maar in elk geval, en toe moeder nou ouer begin word, toe die vergeetheid begin intree, die demensie, en moeder het begin verhaaltjies vertel en gefabriseer, soos wat nou maar gaan, en sy het, dit was eintlik in 'n sekere sin baie hartseer, en ons het nie eintlik regtig geweet nie, want ma het vir goeders voor 'n dag gekom wat geen mens van weet waar dit vandaan kom nie. En dan pa het party daar 'n bietjie kwaad geraak en sê, Anna, maar jy praat mos nou nonsens. En ek sal nooit vergeet, die vroukie het op 'n stadium begin onderraad vermoed en begin nalees. En ek sê toe vir haar, jong, ons moet met pa praat, dat pa kan verstaan wat aangaan. Go with the flow, moenie haar teengaan nie, want die demensie is besig om in te tree. En in elk geval, so lees ons toe, en ons lees toe op een plek wat hulle sê, demensie kan op verskillende maniere uitspeel by ouer persone. Ekskuus, laat ek laat. Hulle kan vreeslik aggressief raak. Nou, ons het die aggressie so bietjie opgetel, en hulle kan begin vloek, lelike taal gebruik. Nou, ma het nie gevloek nie, maar wat sy wel in die laaste tyd baie begin sê, was, fuck it! As sy raak wat sê, fuck it! Wat toe vertel hulle, en hulle sê hulle ook, en dan raak hulle seksueel baie actief. Nou, praat ons met pa, dan sê ons vir pa, dis nou wat hulle sê, en ons wil net pa moet nou verstaan, aanvaar hom as ma so 'n ou storieetjie vertel, en pa weet glad nie waar sy daar aankom, just go with the flow. Moenie haar teë gaan nie, los het, maar het maak ons nou nie saak nie.
En toe sê vir pa, en onthou nou pa, en hulle raak seksueel aktief. My pa sê, ag, Here, my kind, asseblief, net nie dit nie. Net nie dit nie. Ja. En nou hier in die laaste week van my pa se lewe, het hy die donderdag nag, kon hy nie meer hê. En toe het hulle hom kom haal, en die ambulansmense het my pa en my ma vir 10 minute alleen gelos, want hulle het besef, daar moet nou afskeid geneem word. En ek sal nooit vergeet, my ma het in die laaste jaar, sy het nog 2 jaar na my pa geleef, het sy altyd vir my gesê, Boetie, papa het my so mooi bedank, hy het vir my dankie gesê, vir sy 3 kinders, dankie dat ek hulle so mooi opgevoed het, so mooi groot gemaak het, so mooi versorg het, dankie dat, papa het gesê, dankie dat ek hom so mooi versorg het, en altyd bygestaan het, en dan loop die trane, en dan sê sy verlang so na hom, sy is so lief om, kyk sy na die portret, foei toch, ja, en my ma het mooi na my pa gekyk, sy was 'n versorgster, sy het haar foutjies gehad, maar sy was 'n wonderlike mens, sy was 'n wonderlike ma vir my en my broer en my suster, sy was 'n goeie ouma, en as sy vir ons gebel het sy altyd gesê, vir my, Boetie, mama bid vir jou. Dis my ma, het gebid vir ons. Maar ons het aangename herinnering, en ek kan lag daaroor oor baie van die dinge. Maar ek verlang baie haar. Baie. Sy was so wonderlik. Die laaste week van haar lewe het sy net gelê. Die laaste 5 weke om die water was dan nie meer kommunikasie nie. En ek het 'n week voor sy dood is, het ek, die hele vakansie was ek in die Parel gewees met my broer. En ek was 3 keer op 'n dag by haar, is geen kommunikasie nie. Maar ek kon by haar wees, en ek het gefluister aan haar oor, ek het haar gesoen, ek het haar gestreel, oor haar arms, gesig, so 'n bietjie oor die haartjies gevryf. En dit was swaar om weg te loop. Die dag, die laaste groet was baie swaar om weg te loop. En te weet, die einde is naby, ek is nie by nie, maar die einde is baie naby. Maar in elk geval, vandag sit ek met die aangename herinneringe. Ek is my ma se kind, my ma se oudste. En my seun wat vir my sê, maar weet, waar raak nou nes mamma aansie? Dis my voorreg. 'n lekker aand vir julle hoor.